Maandag is Annika se gunsteling dag. Op 'n maandag kom die musiek dan die skool toe en dan kan hulle lekker dansies doen met die instrumente. En ook op 'n maandag kan sy gimnastiek toe gaan. Lekker! Annika is mal daaroor om handstands en waafwiele te oefen. Maar hierdie maandagooggend is niks lekker nie. Annika het opgestaan en glad nie lekker gevoel nie. Annika, Annika word wakker. Mamma het al 3 keer geroep. Ons moet opstaan. Gewoonlik spring jy op 'n maandag uit die bed uit. Annika! I know. My keel is seer. My lyf is seer. My koppyn. I know. Ai, sies tog Annika. Ek kan sien jy voel nie lekker nie. Annika se mamma het hulle al 'n paar keer geroep. Julle, kom eet julle pap, dit word koud, kom julle. Annika se mamma hardloop toe by die trappe op en toe sy in die kamer kom, sien sy dat Annika glad nie lekker voel nie. Ai Annika, voel jy nie lekker nie my liefie? Vra mamma. Mamma help. Ek voel baie siek. Annika se mamma voel toe teen haar voorkop. Ja nee, vuur warm. Mamma roep toe gou vir pappa en sê dat hy maar gou vir Edrie moet skool toe vat en bel toe die dokter om vir Annika dokter toe te vat. Toe maar sussie, jy gaan sommer gou beter voel. 8uur sit Annika en haar mamma in die spreekkamer. Dokter Pieter roep hulle na sy spreekkamer. Oei, dokter Pieter is so gaaf. Dadelik sê hy, Annika, jy het mangelontsteking. Ek skryf vir jou antibiotika voor en ek weet jy gaan sommer baie dadelik beter voel. Hier is vir jou 'n lekker suigstokkie. Jy was sommer baie soet. Wie skree so in my Bybel? Iemand het hulp nodig, julle. Laat ons bietjie kyk. Ag, dis mense wat nie lekker voel nie. Hulle voel siek. Het jy ook al nie lekker gevoel nie en dan moet mamma jou dokter toe vat? Dink bietjie. Ja. Jesus het ook siek mense gehelp en gesond gemaak. Jy geweet. Kom ons lees in hierdie Bybel waar hulle so help skree. In Markus staan dit, julle. Mense het agter Jesus aangeloop, maar daar's 2 mense wat so alleen een kant sit. Hulle is blind, hulle kan nie sien nie. En toe Jesus verby hulle loop, toe skree hulle, Jesus, kry ons jammer. En Jesus het na hulle gekyk, hy het sy hande op hulle oë gesit en hy het 'n wonderwerk gedoen. Hy het hulle oë gesond gemaak en toe kon hulle weer sien. Is dit nie amazing nie? Maar wie skree nog so help hier in my Bybel? Haai julle, ook in Markus staan hierso. Mense, 4 mans, het hulle vriend dwars deur die dak laat sak tot voor Jesus se voete. Hy was lam gewees. Dit beteken sy bene het nie gewerk nie. En hulle het toe vir Jesus gevra, asseblief maak hom gesond. En Jesus het vir hom gesê, staan op en loop. Ag, maak jy ook sommer so asof jou bene vir lank nie gewerk het nie. Kom, staan bietjie op daar en gaan sit weer. Dis reg, Jesus het hom gesond gemaak. Sy bene het weer gewerk. Hy was lam en toe is hy nie meer lam nie. Maar hier's nog iemand wat so skree. Help. Ek wonder waar's dit? Haai, ook in Markus staan dit. Julle moet sommer 'n bietjie gaan lees waar's dit. Dit is 'n man wat nie kan hoor nie. Hy is doof. En daar maak Jesus hom nou gesond. sien julle, Jesus het sy hande so op sy ore en daar kon hy weer hoor. Is dit nie amazing, al hierdie wonderwerke wat Jesus gedoen het nie? Hy was 'n mens, maar hy was God ook. Net hy kan sulke wonderwerke doen en siek mense gesond maak. Kom ons luister verder. Wow, God het so baie mense gesond gemaak. Net soos hy jou gesond gemaak het die week, Annika. In vandag se tyd gebruik Jesus die dokters en slim mense om vir ons medisyne te maak, sodat ons gesond kan word. Heeltemal reg. Maar weet julle, nie alle mense word gesond nie. Party gaan dood.
Maar hoe werk dit nou? Is Jesus dan nie lief vir alle mense nie? Jesus is lief vir alle mense. En dit is wat ons juis in ons Bybelversie van verlede week geleer het. God het die wêreld so lief gehad, die hele wêreld, nê? So dit is vir ons die troos. Ek wil sê Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Wat is ewige lewe? Dit is, as jy doodgaan, dan kry jy 'n nuwe lyf by Jesus en dan leef jy vir altyd en altyd saam met hom in die hemel. So, ouma Riekie leef eintlik verder in die hemel. Ja, sussie, sy was mos baie lief vir Jesus. Dis reg. So as jy vir Jesus ken en hy ken jou, dan hoef ons glad nie te kommer as ons siek is en ons gaan dood nie, want ons gaan vir altyd en altyd en altyd saam met hom in die hemel bly. Is dit nie wonderlik nie? En Jesus doen in vandag se tyd nog steeds wonderwerke. Kom ons bid gou saam. Maak gou toe julle oogies. Koning Jesus, dankie dat ons vandag kon hoor dat U die dowes en die blindes en die lam mense gesond gemaak het. Dankie dat U in vandag se tyd nog steeds mense gesond maak. Ons bid vir al die siek mense hier in die hospitale en ook vir die dokters en die verpleegsters wat hulle moet help. Amen. Kom ons gaan maak gou 'n lekker goed bakkie en dan gee ons dit vir Tannie Letty langsaan. Sy is al lankal siek. Goeie idee. Tata julle, kom ons gaan Annika. Wat gaan ons insit? Smarties, koekies, chippies, koeldrank, segstokkies.